Madeleine hier mensies, en welkom terug by Slaapstories vir Grootmense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand, vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig aan wegdryf slaapland toe. Donderdagaande kuier oom Eldie by ons, en sondagaande wissel ons tussen Maas Koekemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en ook nou en dan 'n lekker verrassing storie. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe. En op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar ook al in die wêreld julle is. Vanaand lees ons 3 lepels suiker. 'n kort verhaal deur Laurens Joubert. Johannesburg gee nie om waar jy vandaan kom nie. Dit was die eerste waarheid wat Leon Venter ooit oor die stad ontdek het, en die enigste een wat hy ooit liefgehad het. Hy het suid van die middestad groot geword in 'n huis met dun mure en 'n druppende kraan wat ritmies irriterend teen die kombuis opwasbak geklink het. Sy vader was nie 'n slegte man nie. Dit was juis sy tragedie. 'n Slegte man gee jou 'n ruggraat om teen te druk. 'n Slegte man gun jou die helderheid van haat. Maar sy vader was bloot, onvoltooid. Hy was 'n man van groot planne en nog groter voornemens, maar sonder enige bedoeling om dit ooit uit te voer. Hy het werk begin soos ander manne sinne begin, met oortuiging, net om halfpad te vervaag, asof hy die punt van die woorde vergeet het. As 10-jarige was Leon al besig om vleers te bou, wat hy vir 50 sent elk aan die buurseuns verkoop het. Hy het die munte in 'n goue stroopplik onder sy bed gebêre, 'n stil swaiende skat. Teen 12 het hy sy vader 'n nuwe baas se hand op die stoep sien skud, skouers regop, stem dreunend met die vals goud van nog 'n nuwe begin. Sy moeder het in die skadu van die deuropening gebly, arms gevou, en geweier om in die lig van nog 'n leuen te tree. Daardie nag het Leon in die donker gelê en 'n eenwoordige verbond met homself gesluit. Nooit. Teen ouderdom 22 het die vleers ontwikkel in gepoleerde houtspeelgoed, perde met regte perdehaarsterte, dolletjies en karre met asse wat nie geraas het nie. Hy het Leon Crafts op 'n geleende tikmasjien geregistreer. Hy het nie geweet wat die besigheid sou word nie. Hy het net geweet dit sou solied genoeg wees om 'n groot genoeg skadu te gooi vir hom en sy toekomsplanne. Anneliese Maree het noord van die stad groot geword, in 'n dubbelverdieping huis waar die tuin met oorgawe versorg was. Haar moeder, Marie, het nooit haar stem verhef nie. Sy het dit nie nodig gehad nie. Marie was 'n vrou van sinvolle skoonheid en 'n skrikwekkende presiese begrip van hoe die wêreld eintlik werk. Sy het op 22 met 'n bestendige, vaal man getrou. 'n broodwinner wat haar tot 'n vlak van elegante en permanente teleurstelling verveel het. Sy het dit as 'n billike prys beskou en jare spandeer om Anneliese oor die fynskrif van die tipe kontrak te onderrig. Gewoonlik deur 'n enkele goedgeplaaste vraag, saggies oor Sondagmiddagetes te stel. Toe kom Zander Reder. Hy was op die skool se debatspan en het teen die doodstraf geargumenteer met 'n gloeiende passie wat Anneliese se pen tot stilstand gebring het. Hy het donker oë gehad en 'n krag wat geweier het om plat te bly. Hy het die dinge opgemerk wat haar moeder verbygekyk het.
Die manier waarop sy haar lip gebyt het, as sy dink. Die spesifieke skakering blou, wat sy gedra het as sy hartseer was. Hy was die seun van 'n loodgieter, briljant en hopeloos onprakties. 'n Seun wat in die nou oomblik geleef het, terwyl Leon Venter altyd in die volgende oomblik geleef het. Marie het Zander een keer by die tuinhek ontmoet. Sy het presies 4 minute met hom spandeer en toe net geglimlag. 'n gepoleerde, wye glimlag. En daardie aand, terwyl sy haar suurlemoen rooibos tee gedrink het, net gesê, hy's baie oulik. In die taal van die Marie huishouding was dit 'n doodsvonnis. Dit het beteken, hy is wegdoenbaar. Die groot wending het op 'n Saterdag gekom. Anneliese se broer het 'n vleer huis toe gebring. Nie 'n aangelapte ding nie, maar 'n gestruktureerde vlerk van ripstop en bamboes wat die lug ingeklim het sonder om teen die wind te veg. Nuuskierigheid het Anneliese die volgende week na die park gelei. Leon Venter was 17, agter 'n opslaantafel met 12 vleers op, almal gerangskik volgens hulle vlerkwyte. Hy het oor hulle gewaak soos 'n argitek. Hy het nie probeer om haar te bekoor nie. Hy het die fisika van die vleers verduidelik. Sy stem gelykmatig en gegrond. Toe sy die kleinste een koop, het hy 50 sent kleingeld uitgetel met 'n doelbewuste skoon beweging. Hy het nie gestruikel daaroor nie. Hy het nie gelag nie. Hy was 'n man wat reeds besluit het wat hy gaan wees. Marie het Leon onmiddellik goedgekeur. Toe hy uiteindelik in hulle sitkamer sit, hare plat gekam en haar vrae oor sy vader se onbestendigheid sonder 'n frons beantwoord het sy hom 'n tweede koppie tee ingeskink. Later het sy vir Anneliese gefluister, daai seun sal ver kom. Nie, hy sal jou koester nie. Nie, hy het 'n siel nie. Net, hy sal ver kom. Anneliese het Zander nog steeds soms in die parkie gesien. Saam met Zander het sy haar moeder se stem vergeet. Saam met Leon het sy veilig gevoel. Maar dit was die veiligheid van 'n goed geboude hok. Zander het een laaste keer op 'n Dinsdag aand gekom. Hy het kosmosblomme saamgebring, langs die pad gepluk, pink en wit en niks werd nie, nog warm van die middagson. Hy het geen woord gesê nie. Sy oë het die enigste vraag gevra wat saak gemaak het. Anneliese het die blomme gevat en die deur toegemaak. Die klik van die grendel het soos 'n hamer geklink. Sy het hulle in 'n glas water op die kombuisvensterbank gesit. Teen Donderdag was hulle dood. Hulle het in 1989 in Marie se tuin getrou. Dit was 'n troue van goeie smaak. Leon het 'n pak gedra waarvoor hy elke sent kontant betaal het. Op 26 het hy 'n stuk rou grond op die noordelike rand van die stad gekoop. Net veld en rooi stof en 'n grondpad wat nêrens heen gelei het waar enige iemand nog wou gaan nie. Vir die wêreld was dit 'n woesterny. Vir Leon was dit 'n bloudruk. Hy het Sondae in die lang gras gestaan en dopgehou, waar die stad se betonare uiteindelik sou pols. Hy het baie erwe gekoop, sommige met alles wat hy gehad het en die res geleen. Hy het Anneliese een aand net voor sonsondergang uitgevat en haar vertel van die huis wat hy gaan bou. Nie 'n groot huis nie, 'n goeie huis met 'n wye stoep en 'n tuin en 'n kombuis met genoeg lig. Sy het na die leefveld gekyk en dit vir 'n oomblik gesien en ja gesê. Die voorstad het presies gegroei soos Leon voorspel het. Erf vir erf het hy die omliggende grond verkoop soos die stad aangekom het en stil, stelselmatig
sonder viering herbelê. Leon Crafts het ook gegroei en teen die vroeë 90's het dit kleinhandelaars reg oor die provinsie voorsien. Hy het versigtig beweeg, versigtig bestee, versigtig gebou en die huis het verrys toe die laaste erwe verkoop is. Dit was mooi. Dit moes sy hom gun. Die wye stoep, die tuin, die kombuis met die goeie lig, presies soos hy beloof het. Sy het dit met sorg ingerig en daarin gewoon met 'n gevoel wat sy nooit heeltemal kon beskryf nie. Nie ongelukkigheid nie, iets stiller as dit. Iets sonder drama en dus sonder oplossing. Elke oggend het Annalisa koffie gemaak in die kombuis met die goeie lig. En elke oggend het sy die silwer lepel gevat en 3 groot lepels suiker afgemeet. 1, 2, 3. Leon, agter sy koerant, sou volkome stil raak. Hy het nooit daarvan gepraat nie. Om daarvan te praat sou verwaand wees, maar sy het sy oordeel soos 'n fisiese gewig aangevoel. Vir Leon was daardie 3 lepels 'n teken van swakheid, 'n gebrek aan dissipline, 'n verraad teen die doeltreffendheid waarop hy hulle lewens gebou het, 'n mors van geld, 'n onnodige soetheid. Sy het stadig geroer, die metaal wat teen die porselein tik, 'n klein, ritmiese opstand. Dit was die enigste ding in die huis wat hy nie gebou of beplan het nie. Hy het die stad verower, maar hy kon nie haar hinkering na iets meer as genoeg verower nie. 30 jaar, elke oggend, die koerant, die stilte, die lepel. 'n koue oorlog in stilte oor 'n kombuistafel gevoer. Geen skote gevier nie, geen verdrag geteken nie, geen vrede nie. Leon Venter is op 'n Dinsdag in 2019 oorlede. Die huis was afbetaal, die belasting was vereffen, selfs sy dood was ordelik. By die begrafnis het Zander Reder agter in die kerk gestaan. Hy was swaarder nou, sy hare wit, maar sy oë was dieselfde. Hulle het nie gepraat nie. Hy het 'n klein hartseer knik gegee en weer in die Johannesburgse verkeer verdwyn. Daardie aand het Annalisa alleen in die kombuis met die goeie lig gesit. Die stilte van die huis was absoluut. Nie langer by mekaar gehou deur Leon se swaartekrag nie. Sy het 'n koppie koffie gemaak. Sy het na die suiker geruik. 1, 2, 3. Sy het 'n sluk geneem. Maar vir die eerste keer in 30 jaar het die soetheid soos as gesmaak. Sy het begin huil, nie vir die man wat gesterf het nie, maar vir die meisie wat by 'n deur gestaan het met 'n bos padkant kosmosblomme en het toegemaak het op alles wat kon gewees het. En toe begin 'n kraan drup in die kombuis. Ritmies, irriterend. Sy het dit nooit reggemaak nie. Voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense. Lekker slaap.